Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Die son kom op, dis 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om weer te sing, wat my mag tref en wat ook al voor lê. Mag ek steeds sing wanneer skemer kom. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Die liefde is groot en geduld onmeetbaar. Die naam is groot en die hart is goed. Vir al die goedheid sal ons aanhou lof sing. 10.000 redes vir my hart se lied. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan vir U wees oneindig. 10.000 jaar en vir ewig meer. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Goeiemôre broer en suster. Baie welkom by vanoggend se erediens. Broers en susters, net gou voor ons begin. Sommige van die aspekte vanoggend is Engels. Want vanoggend het ons 'n Engelse belydenis van geloof, Brother Joseph Nanlala. Brother Joseph Nanlala is een van die resultate van ons gemeenskapsbediening. En hy was 'n Katoliek wat tot geloof in die gereformeerde tradisie of die gereformeerde kerk gekom het. En dis dan ook wonderlik dat hy ook begeer het om 'n lidmaat van die gemeente te word. Brother Joseph, you came from Malawi originally and now you are here. You're most welcome. Maybe you can stand and that we can see. Kom ons sê vir hom baie welkom. And we are most grateful that you will be part of this congregation after the sermon. Thank you very much. Ons sal later dan die geloofsbelijdenis doen. Vanoggend se tema, se erediens, is nog steeds deel van ons reeks om krag vir die dag te kry. Vanoggend gaan dit om bereid en gewillig te wees om deur die Here gevorm te word. Het sy wanneer daar lyding oor 'n mens se pad kom of deur heiligmaking, deur jou gedrag te verander, dis waaroor vanoggend se tema dan gaan. Almal is welkom vanoggend. En dan weer, broer en suster, ek herinner net, daar's nog 2 gebedskerse oor. Dis my wonderlik om te sien dat baie van ons kom en dan voor die erediens, dan kom staan ons steek 'n kersie aan, as 'n simbool dat ons vir iemand bid, of ons kom en ons bid vir iemand onder gebed, of onder 'n lied wat ons sing, is jy baie welkom
om 'n gebedskers aan te steek en vir iemand te bid. Ja, en dan het ek gesê van die belydenis van geloof. So daar's een moment in die preek wat ek in Engels bygesit het. Maar die vraag wat vroeër by die belydenis van geloof is, sal in Engels wees, en dan die seënlied is 'n Engelse seënlied, sodat die broer Joseph dan ook seën kan kry uit hierdie wonderlike belewenis inlei in die geloofsfamilie. Hemelse Vader, ons kom vanoggend met harte wat hunker om binne U wil te wees, wat hunker om deur U gevorm te word na U toe. Ons kom na U toe nie uit ons eie krag nie, maar gedring deur die Heilige Gees. Ons kom na U toe uit die gejaagdheid van ons eie lewe, die gejaagdheid van die wêreld, by ons huis, by die werk, dit wat in die wêreld gebeur, ons wil aan die voete sit, ons wil stil wees, ons wil deur U aangeraak word, ons wil deur U woord en deur die Heilige Gees gevorm word en opgebou word. Ons maak ons oop vir die werk van U, o Vader, vanoggend dan hier in die erediens. Mag wat ek dink, mag wat ek doen, mag wat ek sê vir die Here aanneemlik wees. Here, my God, my rots, my verlosser. En ons sê almal saam, amen. Broers en susters, wat 'n voorreg is dit vir my, of vir enige predikant, om die geloofsfamilie, ons broers en ons susters te groet, in die naam van hierdie Here, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ontvang vanoggend God se liefde en sy genade en sy troos. En ons sê almal saam, amen. Brother Joseph, you can come to the front. Ons gaan dit as volg doen. Ons gaan die geloofsbelijdenis doen en daarna, you can come to me. En daarna gaan ons die gelukwensing doen en dan die Engelse seënlied en dan gaan almal weer sit. If you look at this slide, you can see we are going to do the profession of faith, then the congregation by the church council, then I'm going to give you a certificate of the congregation, and then a blessing song, and you are going to be blessed by the congregation and the church council, and then we're going to sit again. Brother Joseph Nanlala, you are most welcome. His origin is the Catholic Church, as I told you previously, and we have walked a road of about a year now. Yes, and it was a privilege for me also, not only is a privilege to know you, but to have the spiritual road with you. Brother Joseph, you can look, yeah, it's much more clearer here. I'm going to ask you 4 questions. These questions is exactly the same what we have do the last year. And the first question is, do you believe that the Old and the New Testament and the articles of the Christian faith, the confessions, and that is the teachings we have done. Do you believe that? As we teach them in this congregation and in the Dutch Reformed Church, are the true and complete doctrine of salvation? Secondly, do you promise to persevere faithfully in this confession as a member of the Church of Christ?
by His grace until the end of your life? And do you promise to reject all teachings that contradict this confession? Do you confess that Jesus is your personal Savior and that you love Him? Do you promise to serve Him, to faithfully confess His name before others, and to actively participate in the ministry and the programs of this congregation? Do you promise to submit yourself to ecclesiastical oversight and to discipline of the church? What is your answer? Loud. Everybody cannot hear good, before everybody. Yes, I do. Say. I'm asking the church council, we have a prayer meeting this morning. For the family of faith, once a month, the church council come together and we pray for the congregation. So it was this morning. So julle kan vorentoe kom and we are going to bless you by putting our hands on you. And then we're going to sing a song of blessing, Benedictine song to you. En ons kan maar ons hande uithou wanneer ons die Engelse lied sing. Julle sal dadelik die wysie vat. Brother Joseph, you can come and stand here. En dit is eintlik 'n baie mooi lied wat ons gaan sing. Skalk, jy kan maar die lied opsit. Daar is hy. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Joseph, this is a confession of faith certificate. You are welcome as part of the congregation of Linwoodriff Family of Faith. Kom ons sê vir hom baie welkom. Ons kan die Bybels oopmaak by twee gedeeltes, Romeine 12 en Filippense 2. Gereed en bereid om te leef. Gereed en bereid om gevorm te word, gereed en bereid om verander te word. Dis vanoggend se tema. Voor ons lees, kom ons bid saam. Vader, ons het vanoggend wonderlike dinge beleef. Ons het gesing tot U eer. Ons het gesien hoe iemand ingelei word in die kerk van Jesus Christus. Uit die tradisie van werke na die tradisie van genade en geloof in Jesus Christus.
En nou is ons aan die voete, wanneer ons die Bybel oop het, en wanneer ons na U toe kom, o Heilige Gees, U wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wanneer ons tot U bid, en vir U vra, dat U ons sal aanraak, elkeen op die manier soos dit nodig is, want elkeen van ons wat hier is anders. Elkeen se leefwêreld is anders. Party van ons is bly, ander van ons is hartseer, en party van ons is sommer net. Maar U ken ons, en U weet. O Heilige Gees, U weet dat in die week is hierdie woorde, hierdie preek geskryf op papier. Hy het 'n gebid oor die preek. Maar dit sal soos 'n lesing wees, as U dit nie vat, en U gebruik dit nie. En daarom plaas ek myself ook in U hande. Here, dat ek dinge sal vergeet wat op die papier is, of wat ek voorberei het. Maar dat U vir my dinge sal gee, wat U wil hê ons moet hoor. As ons hier weggaan vanoggend, ons in vervoering sal wees oor U, Here. Ons graag met U belyn en herbelyn sal wil wees. Ons graag krag vir elke dag sal wil hê en vind. En dat ons gereed is en bereid is om dit te doen. O Heilige Gees, wanneer ons dit tot U bid, in die naam van die Vader, dan doen ons dit ook in die naam van die Seun. Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, ons Redder, ons Voorloper, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. En wat opgevaar het, en hy wat weer kom. Ons bid dit in U naam, o Here Jesus. En God se kinders sê almal saam, Amen. Romeine 12, vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers of susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God, as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan 'n baie interessante teks is Filippense 2 vers 12. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie meer daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat, sorg dat julle bo verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van, mense kan sê hierdie ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as 'n drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, met my bly wees. Die mense kan sê teksvers is vers 12 en eintlik vers 13. Vers 12 daar in die middel, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê,
om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig, mens kan sê bereid en bekwaam maak om sy wil te doen. Julle moet julle daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig maak om sy wil te doen. Teksvers, julle moet julle daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig. Die Griek sê, die oorspronklike, in die Griekse vertaling, soos Paulus skryf, sou mens ook kan sê bereid, want dit is God wat julle laat wens, of dit is God wat in julle die begeerte gee, om sy wil, en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Daar was 'n tuinier, of die eienaar van 'n tuin, en hy het 'n wonderlike boom gehad, en hy was baie lief vir die boom. Maar een ding wat hy gedoen het, is hy het gedink, 'n mens moenie hierdie wonderlike boom van hom snoei nie, want dit is so 'n mooi boom. En hy so 2 jaar het hy hierdie boom gesien groei, en die 2de jaar het hy gesien, maar hierdie boom lyk asof hy wil begin vrek. Die boom se takke het begin, party takke het afgegroei, party takke het binne toe gegroei, en die blare van die boom het begin vaal word. Hy het 'n ander vriend gehad, en die ander vriend was 'n meestertuinier. Hy het die meestertuinier genader en vir die meestertuinier gevra, luister vriend, kom kyk 'n bietjie na my boom, my spogboom, want hierdie spogboom van my lyk asof hy wil doodgaan. Die meestertuinier het gekom en vir hom gesê, man, die probleem is, jy kyk nie eintlik na die boom nie, jy snoei hom nie reg nie. Hy het vir hom gesê, maar ek wil nie hierdie boom seermaak nie, mens kan nie hierdie boom snoei nie. Hy het vir hom gesê, weet jy, as jy hierdie boom snoei, dan maak jy hom nie regtig seer nie, jy doen eintlik goed aan hom, want jy sal sien op die langtermyn, sal hy weer mooi groei. Hy het gesien hoe die meestertuinier gekom het, en die takke afgesny het. Dit was nie vir hom lekker geweest nie, maar hy het gesien hoe dit gebeur het, en op die ou einde, na 'n paar maande, het hy gesien, hierdie boom van hom kry weer mooi kleur, en groei weer baie mooi. Soms, broer en suster, laat God toe dat pynlike goed oor ons pad kom, sodat ons beter kan word, sodat ons geestelike vrugte kan dra. Ken jy die storie van Jakobus sien? Jakobus was in wat hulle noem graad 3. Ons het dit standaard 1 genoem. Toe Jakobus in die 2de kwartaal sy rapport by sy pa bring, het sy pa gesien, julle sien daar's 'n klomp rooi kolle, dat omtrent al die vakke het rooi kringe om. En sy pa het begin lees Afrikaans dop, Engels dop. Hy het begin om wat nou lyne in sy fotos en sy oë het begin diep raak. En soos hy verder lees, wiskunde dop, en die lyne dwars oor sy kop ook diep begin raak. Wetenskap dop, en toe sy gesig begin rooi raak, en elke keer as hy so lees, het Jakobus bietjie verder van sy pa gesit, laat hy uit sy pa se armlengte kan kom, sodat sy pa hom nie 'n dwarsklap kan gee as die rapport klaar gelees is nie. En so as hy aanhou lees, dop, lewensoriëntering, dop. Dit sê die kinders kom almal deur, Elsie, almal kom dit blykbaar deur, ja. En toe hy dit dop, toe was die hele rapport ook nou klaar gelees, toe was sy pa se stem ook diep gewees. En voor sy pa na sy hele rapport te dop is, voor sy pa vir hom kan sê, Boetie nou gaan badkamer toe en sy beld afhaal, toe sê Jakobus vir sy pa, pa, nou wat dink pa is die eintlike probleem van hierdie rapport? Is dit die omstandighede in hierdie huis? Of is dit die swak gene wat ek geërf het? Is dit pa se probleem, of is dit ma se probleem wat ek geërf het, wat gemaak het dat ek hierdie swak rapport gekry het? Sien broer en suster, ons gee dikwels as gevolg van ons probleme in ons karakter, in ons foute in ons karakter, die oorsaak aan ander goed, omstandighede, goed wat ons geërf het, en ons wil nie eie
verantwoordelikheid daarvoor neem nie. Vanoggend se tema wil juist daaroor gaan dat die karakterprobleme wat ons het, ag 'n mens kan dit allerhande name noem, sonde, foute en daai goed, dat jy daai goed aan God moet oorgee. Dis waaroor die tema vanoggend gaan. Dat jy bereid moet wees dat God jou verander, dat God jou vorm. Met ander woorde, die tema is ek is gereed en bereid om deur God gevorm te word. Ons is besig met daai reeks van krag vir die dag, en om krag vir die dag te vind, het ons nou al gesê, jy moet moed kry, jy moet hoop kry, jy moet besluit, jy moet waag, verlede week skoonmaak, en vandag gereed en bereid dat God my verander. Teksvers, ons het nou 'n paar die teksvers is Filippense 2, vers 13, want dis God wat julle gereed en gewillig maak, bereid en gewillig om sy wil te doen. As 'n ou na die Bybel kyk, is dit baie duidelik dat die Bybel vertel hoe dat krag van hom kom, verandering kom van hom en nie van onsself nie. Romeine 12 vers 1 en vers 2 wat ons gelees het, staan daar baie duidelik, en nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, laat hy julle verander. Dis baie duidelik, as 'n ou die eerste 11 hoofstukke van Romeine kyk, en dan die laaste paar hoofstukke, dat Paulus sê, nou dat ons weet wat God gedoen het, nou dat ons weet wat verlossing is, nou kom daar verandering. Gee jouself aan God, en nou praat hy oor praktiese goed. Maar daar is 'n inspanning as 'n mens na die Bybel kyk. Baie interessant is Romeine 7 vers 15 tot 20, ek het nou die dag ook hier aangeraak, baie interessante hoofstuk. En daar in Romeine 7, dan kom Paulus, hy sê, ek verstaan self nie wat ek doen nie. Want dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. Nou sê baie mense, gebruik daai gedeelte as verskoning vir hulle sonde, maar Paulus beskryf eintlik daar ons eie menslike natuur. En hy beskryf eintlik daar die stryd wat gelowiges behoort te hê om in heiligmaking te groei, as 'n motivering vir groei. Selfs Christene misluk om binne die wil van die Here te leef. Maar daai hoofstuk beskryf eintlik die genade van God. En daai hoofstuk beskryf juis dat God wil hê ons moet geestelik groei. In 1 Korinte 2 vers 3 en vers 5 praat Paulus oor sy eie sukses in sy bediening. En veral oor die werk van die Heilige Gees. En daar sê hy die volgende, bewus van my swakheid en met groot angs en met huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof, nie deur die wysheid van mense of sy wysheid gevorm, gegrond nie, maar deur die krag van God. Paulus sê met ander woorde, sukses is nie die oorsaak van 'n mens se eie inspanning nie, maar van die werk van God. Dit wat ons doen, kan nie vir ons sukses gee nie. Dit wat God doen. En daarom is dit vir hom belangrik om te weet dat ons kan slegs verander as hy ons laat verander. En daai hoofstuk is 'n baie spesiale hoofstuk. Hier praat hy oor sy eie stryd om te oorwin. In 1 Korinte 12 vers 7 tot 10 sê hy die volgende, daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, boodskapper van die Satan het my met vuiste geslaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my weggeneem sou word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En dan skryf hy die volgende, daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.
Daarom is ek bly oor my swakhede, my beledings, my ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Wat die probleme was, weet ons nie regtig. Party mense sê dit was malaria wat hy gehad het. Ander ouens sê dit was oogprobleme. Later sê hy, nou skryf ek met my eie pen, sien julle ek skryf met groot letters. Die feit van die saak is, Paulus het 'n kroniese probleem gehad. En hierdie kroniese probleem was vir hom 'n stryd in sy bediening en dit het vir hom gevoel asof dit 'n so 'n probleem in sy karakter is dat dit sy bediening teenstaan. En dat hy daarom na God toe gegaan het en vir die Here gesê het, vat dit weg. Maar dat die Here vir hom gesê het, luister Paulus, dis noodsaaklik, want dit vorm jou sodat jy suksesvol kan wees, nie in jou naam nie, maar in God se naam, vir die geestelike resultate wat daar moet wees. Ons word gevorm deur lyding en deur gedragsverandering tot eer van God. Want dis wat daar gebeur. Laat God julle gewillig en bereid maak. Laat God ons dan plaas dat ons deur ons gedrag tot heiligmaking leef, staan daar. Laat ons deur die Heilige Gees verander word. Nie deur ons eie krag nie, maar gefokus op hom. Die woordeboek wat ek nou gesê het, vir bereid, of vir gewillig, is bereid, is ek wens God verander my. Ek begeer om binne die wil van die Here te leef. Wees heeltemal gereed, broer en suster, om binne die wil van die Here te leef. Wees heeltemal gereed om die krag vir die dag te gryp. Onthou, ons is mense. En waar mense is foute. En omdat jy 'n mens is, het jy karakterprobleme. Is daar vorming in jou karakter nodig? Jy is nie volmaak nie en ek is nie volmaak nie, en daarom het ons die Heilige Gees nodig om ons te vorm, sodat ons, julle gaan dit nou sien, ek skryf dit daarbo, sodat ons hoe langer, hoe meer die beeld van Christus sal wees. Ons het nou in die gemeenteraad, toe ons gebid het ons gebid, dat die geestelike leiers en elke lidmaat, hoe langer hoe meer die beeld van Jesus sal weerspieël. Om 'n Christen te wees, is soos om 'n kar te koop. Wanneer jy by die motorhawe kom, wat doen jy as jy 'n kar koop? Jy los die ou kar daar, jy klim in die nuwe kar en jy ry met die nuwe kar weg. Dis hoe dit is om 'n Christen gelowige te wees. Wanneer jy 'n Christus gelowig is, kan jy nie aanhou om in die ou kar te ry nie. Nee. Jy los die ou kar wat lyk soos 'n ongelowige eenkant. En jy klim in die nuwe kar waar jy gevorm word deur die Heilige Gees wat die beeld van Jesus weerspieël en jy ry met daai kar verder. En daarom wil ek 'n paar eienskappe, 'n paar riglyne, Brother Joseph, I've put now 4 wat is riglyne nou? 4 points to help you. 4 riglyne gee, wat ons net so 'n bietjie kan help. Dis die so wat vraag. Droom om gereed te wees. Droom hoe jou lewe, jou karakter behoort te wees. Het julle al ooit gedroom hoe dit was voor die sondeval? Want dis eintlik hoe jy behoort te wees. Hoe jou lewe behoort te wees, soos dit voor die sondeval was. Hoe wil God hê moet jy lyk? Droom 'n bietjie daaroor. Gaan terug daarna toe. Die tweede saak. Dink 'n bietjie,
hoe jou lewe sal lyk as hierdie gebroke karakter wat jy het, nie gevorm gaan word nie, maar gebroke bly, stikkend gaan bly. Jy behoort te lyk soos dit was voor die sondeval. Maar jy wil nie toelaat dat jy gevorm word deur die Heilige Gees om weer daar te wees nie. Hoe gaan jy lyk as jy so aanhou leef? Die volgende riglyn. Dink 'n bietjie aan die pyn wat jy aan jouself en aan ander mense veroorsaak. Wat jy reeds veroorsaak het, wat jy nou veroorsaak en wat jy nog gaan veroorsaak as jy jou nie laat vorm nie. Het jy al daaraan gedink? As jy net aangaan soos jy aangaan en nie jou karakterprobleme wil laat vorm nie. Wat is die alternatief? Die alternatief is om net bietjie terug te sit en vir die Heilige Gees toe te laat dat hy jou voorberei. Dat hy jou bereid en gewillig maak om te wees wat jy moet wees. Dis die alternatief. En daarom moet jy gewillig wees, bereid wees, soos Paulus skryf in Filippense 2. Dis nie 'n do-it-yourself metode nie, doen dit self nie. Want as ons uit ons eie uit probeer om heilig te leef, of om reg te leef, julle weet self hoe is dit, jy probeer iets doen, en daarna so 'n maand, dan val jy weer terug in die ou manier. Maar as God jou verander, as God jou vorm, dan is dit 'n langtermyn heiligmakingsproses wat jy as te ware in die ewige lewe instap. Maar dan moet jy toelaat dat God dit doen. En hierso is nou 'n wonderlike ding vir ons om te weet. Alkoholiste Anoniem het 'n spreekwoord. Ek kan nie, maar God kan. Ek gee vir God. As 'n predikant in Bloemfontein, hy's eintlik 'n familielid van my, maar hier, ek kan nie die datum onthou nie, tussen 2000 en 2020, toe die rapport nog uitgekom het hy die voorblad van die rapport gehaal. Dalk sal sommige van julle dit onthou, maar hy het van die kansel af gepreek. Toe sê hy, bid, maar drink julle pille. Maar daar in hakies het hy 'n byvoeglike naamwoord gebruik voor pille van die kansel af, wat 'n mens nie eintlik op 'n kansel gebruik nie. En dis hoekom hy op die voorblad van die rapport gekom het. Hy was so moedeloos gewees oor die Christene wat dink, bid net en doen niks. Sy gemeentelede wat dink, bid net en doen niks. En die Here doen alles en hy laat dit alles in jou oor. En hulle hou aan om te lewe soos hulle leef, dat hy toe nou maar 'n vloekwoord van die kansel af gebruik het. En toe verander almal, want nou verstaan julle verstaan blykbaar vloekwoorde. En toe bereik hy die rapport. Augustinus, die kerkvader wat deur die protestante en die katolieke aanvaar word. Hy het geleef van 354 tot 430 na Christus. Hy het gesê, bid asof alles van God afhang en werk asof alles van jou afhang. Met ander woorde, wees bereid om deur God verander te word. (2 Korinte 6 vers 1 skryf Paulus, as medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle. Daai Griekse woordjie, medewerker, daai Griekse woord beteken saamwerk. Ons werk saam met die Heilige Gees om gevorm te word.
Dit is wat 'n mens noem gehoorsaamheid. Dis wat 'n mens noem om nie die werk van God te weerstaan nie. Hoe werk dit? Dis 'n nuwe ingesteldheid. Dit vereis nadenke oor jou optrede. Dit vereis refleksie oor jou optrede. Dit vereis gebed oor jou optrede. En dit vereis regstel van jou optrede. Maar net die Heilige Gees kan jou daarmee help. Dis waar gehoorsaamheid inkom. Dis die vorming. Die snoei, broer en suster, is die Heilige Gees, is die Here wat kom en sê, ek wil van jou 'n beter mens maak. Ek wil vir jou vrugte gee, wat tot eer van my naam is, sodat die wêreld kan sien dat Jesus die Here is, en sodat die wêreld deur jou optrede gered kan word. Daarom snoei ek jou. Maak ek jou beter, maak ek jou heilig. Soos Paulus in 1 Korinte 11 vers 1 sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Daarom word ons gesnoei, om hoe langer hoe meer die voorbeeld van Christus te volg. Daarom kan ons nie ander mense in ons gene, in ons DNA, in ons omstandighede aanhou redes gee oor waarom ons is wat ons is nie. Of mense en hoe ons gekondisioneer is nie. Iewers moet ons verantwoordelikheid aanvaar. Want as jy op daai punt is, dis die punt waar jy toelaat dat die Heilige Gees jou verander. Waar God jou vorm. Die vraag is nie, is jy volmaak nie? Ons is nie volmaak nie, dis nie die vraag nie. Die vraag is jy bereid om deur God verander te word? Jeremia 18 vers 7 sê tog so mooi, kan die pottebakker met die klein nie maak wat hy wil nie? Kan ek met die klein nie maak wat hy wil nie? Die Here sê dit oor Israel. Hy sê dan breek ek dit af, as jy nie wil hoor nie, dan maak ek jou maar weer niet. Kom ons laat die Here ons nou mooi maak, want dis wat hy wil hê. Broers en susters, ek gaan jou lei in 'n gebed wat ons slotgebed is. En die van julle wat wil, die gebed is op die bord, of jy kan jou oë toemaak en dit net saam met my bid. Ek gaan dit hier lees as 'n gebed, 'n antwoordgebed, om gereed en bereid te wees dat God ons verander, vorm, om krag vir die dag te hê. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek nie op my eie hoef te verander nie. Dankie dat ek nie op my eie gevorm hoef te word nie. Dankie dat U my help om te groei met heiligmaking. Ek steek hand op, ek kom na U toe. Ek is gereed en gewillig, bereid om my hele karakter, my persoonlikheid aan U oor te gee. Vader, help my om nie meer verskonings vir my gedrag, my foute, my sonde te soek nie. Maar om verantwoordelikheid te aanvaar vir daardie kere wanneer ek buite U wil opgetree het. Lei my, o Heilige Gees, inspireer my en dring my, dat ek saam met U sal groei, as U medewerker, in diens van die groot saailand. Ek kan nie op my eie nie. Net
U kan my verander. Net U kan my vorm. O Vader, vorm my nou deur die Heilige Gees. In Jesus se naam. En ons sê almal saam, Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en wees bereid en gewillig om deur God gevorm te word. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Ontvang dit in die naam van die Vader, die Seun en God die Heilige Gees, van nou af en vir altyd. En ons sê almal saam, Amen.